Ek groet julle geliefdes. Vandag kyk ons na die Pasga. Daarvoor lees ons twee gedeeltes, Levitikus 23 verse 4 en 5 en ook dan Eksodus 12 verse 1 tot 14. Eers Levitikus 23 verse 4 en 5. Die feesdae van die Here, die heilige byeenkomste wat julle moet uitroep op hulle vaste tye is die volgende. In die eerste maand, op die 14de van die maand teen laatmiddag, is dit die Pasga van die Here. Lees dan ook Eksodus 12 verse 1 tot 14. Die Here het vir Moses en Aaron in Egipte land gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Praat met die hele volksvergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen van hulle 'n lam neem vir sy familie, 'n lam vir 'n huisgesin. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel in ooreenstemming met wat elke huisgesin gaan eet. 'n jaar oud ram-lam sonder gebrek moet julle kies. Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de dag van hierdie maand. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan laatmiddag hulle lammers slag. Hulle moet van die bloed neem en dit smeer aan die sykante en bokant van die deurkusyne by die huise waarin hulle dit eet. Hulle moet die vleis dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brood en bitterkrye moet hulle dit eet. Julle moet nie daarvan eet as dit rou is of in water gaar gemaak is nie, maar net as dit oor die vuur gebraai is met sy kop, pote en ingewande. Julle mag niks daarvan tot die volgende oggend laat oorbly nie. Wat daarvan oorbly tot die oggend moet verbrand word. Dit is hoe julle dit moet eet, met heupe omgord, julle sandale aan julle voete en julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit haastig eet, dit is die Pasga van die Here. Ek sal daardie nag deur Egipte land gaan en alle eersgeborenes in Egipte land tref, mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal ek oordeele voltrek, ek is die Here. Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Hierdie dag moet vir julle dien as 'n herinneringsdag. Julle moet dit as 'n fees ter ere van die Here vier. As 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslagte geld, moet julle die dag feestelik vier. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die Sabbatdag herinner ons dat ons op pad is na God se ewige rus. Maar voordat ons God se rus kan binnegaan, moet ons van ons sondes verlos word. Dit is wat die Pasga vir ons wys. In Engels is die naam vir Pasga Passover. Die naam vertel reeds vir ons wat die boodskap van hierdie fees is. Die boodskap is dat die Here sy volk verbygaan wanneer hy die wêreld oordeel. Hy gaan by hulle verby omdat hulle sondes bedek is. Ons kry reeds in Genesis verhale wat ons hiervan vertel. In Genesis 3 lees ons dat Adam en Eva God ongehoorsaam was. Hulle het van die verbode vrugte geëet en was toe skaam en bang vir die Here. Tog het God hulle nie dadelik doodgemaak nie. Hy het by hulle verbygegaan en diere in hul plek doodgemaak. Daarna het hy die diere se velle gebruik om hulle naaktheid toe te maak. In Genesis 22 lees ons dat God vir Abraham beveel het om sy enigste seun Isak te offer. Abraham was gehoorsaam, maar net voordat hy sy seun doodmaak, gee die Here 'n ram in Isak se plek. Weereens het God by 'n mens, dis Isak, verbygegaan en 'n dier in sy plek laat sterf. Maar die eerste werklike Pasga sou eers baie later kom, toe God se volk in Egipte was. In Eksodus 12 sê die Here vir Moses dat hy oordeel oor die Egiptenaars gaan bring. In een nag sou hy al die eersgebore seuns doodmaak. Omdat Farao geweier het om God se bevel te gehoorsaam en die Israeliete vry te laat, Egipte het baie wonders van God gesien,
maar hulle het aangehou om hul eie gode te volg en te lewe soos hulle wil. Teen hierdie tyd was God se volk, die Israeliete, al 400 jaar in Egipte. Hulle het begin leef soos Egiptenaars. Ja, hulle het God geken en ook aanbid, maar hulle het nie heilige lewens gelei nie. Hulle het God se oordeel verdien, net soos die Egiptenaars. Maar in Eksodus 12 vers 13 gee God 'n belofte aan die Israeliete. Wanneer hy die bloed van 'n lam op die deurkosyne sien, sal hy by hulle verbygaan. Hy sal hulle nie saam met die Egiptenaars vernietig nie. Met die bloed van die lam sou God sy volk van die Egiptenaars afsonder. Hy sou hulle red, nie omdat hulle beter as die Egiptenaars was nie, maar uit genade. Dit is die genade wat hy lank tevore aan hul voorvader Abraham beloof het. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag na jou. Eksodus 12 vers 21 tot 30 vertel die res van die verhaal. Almal wat God se beloftes geglo het, het 'n lam geslag en sy bloed op hulle deurkosyne gesmeer. Wanneer God die bloed gesien het, het hy daardie huis verbygegaan en die eersgebore nie doodgemaak nie. In elke huis in Egipte was daardie nag 'n dooie oudste seun of 'n dooie lam. Ongeveer 1000 jaar later, toe Johannes die Doper vir Jesus sien, het hy gesê, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes het verstaan dat Jesus die ware en finale Pasga-lam is. Die Pasga-lam was op verskillende maniere 'n beeld van Jesus. Die lam moes volmaak wees, sonder siekte of gebreke. Jesus is die volmaakte mens. Hy is die enigste persoon wat nooit gesondig het nie. Daarom kon hy vir sy volk se sondes betaal. Die Here het die Israeliete beveel om die lam op die 10de dag te kies en tot die 14de dag na hom om te sien. In hierdie tyd moes hulle hom ondersoek om seker te maak hy is volmaak. Jesus is ook ondersoek tydens sy aardse lewe. Hy is in elke opsig versoek, maar hy het nooit gesondig nie. Selfs die wêreldse regter Pilatus het hom ondersoek en hom onskuldig bevind. Die Israeliete moes die lam doodmaak. Dit was die enigste manier om van God se oordeel gered te word. Net soos die lam moes Jesus ook sterf. Sy dood was nodig om ons sondes te bedek. Uiteindelik moes God se volk sy belofte glo. Hulle moes die bloed op die deurkosyne smeer en in hul huise bly. Net so moet ons God se belofte glo dat hy ons deur die bloed van die lam red. Ons moet ons vertroue in Christus stel, nie in iemand of iets anders nie. God het elke jaar met die Pasga vir sy volk gewys dat hy eendag hul sondes vir altyd sou bedek. Hierdie belofte is vervul in Jesus Christus, die ware lam van God. Op die aand voordat Jesus gekruisig is, het hy die Pasga saam met sy disippels gevier. Dit sou die finale Pasga wees, omdat die volmaakte lam die volgende dag geoffer sou word. Daardie aand het Jesus vir sy volgelinge 'n nuwe fees gegee in die plek van die Pasga. Hierdie fees is die nagmaal. Met die nagmaal bring ons nie offers nie, maar ons vier die ware Pasga offer, Jesus Christus. Elke keer wanneer ons hierdie fees vier, sien ons ook uit na die dag van Christus se wederkoms. Op daardie dag sal God se oordeel ons verbygaan, omdat ons bedek is met die bloed van Jesus. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.